Goeiemôre. Soos altyd 'n wonderlike voorreg vir my om met u te kan praat op hierdie Saterdagoggend. Dis vandag 6 Desember 2025 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Wie kan teen ons wees? Nou ons almal ken daardie teksvers wat staan in Romeine 8:31 wat sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Liewe mens, is dit nie 'n wonderlike voorreg om te weet dat ons as uitverkore kinders van die Here, dat hy vir jou en vir my vooruit sal gaan en ons paaie gelyk sal maak. Dit spreek vir sigself dat dis wat ons koning vir ons sê, dat ons as sy gelowige kinders het nie nodig om bang te wees nie. Dis nie dat Hebreërs 13:5 vir ons sê, maar hy sal ons nooit verlaat en ons nooit versaak nie. As hy vir ons is, dan sal hy uiteraard nie teen ons wees nie. As ek nou maar net dink aan Daniël in die leeukuil, ons almal ken daardie geskiedenis, ons almal weet wat daar gebeur. So het Daniël uit daardie leeukuil uit teruggekom, as ek dit so kan uitdruk, ongeskonde. Die Here het hom bewaar. As ek maar dink aan sy vriende, Sadrag, Mesach en Abednego, waar koning Nebukadneser 'n goue beeld gebou het van 60 el. En hulle moes daardie beeld aanbid. Maar daardie 3 vriende van Daniël het nie die knie gebuig voor die koning van duisternis nie. Dis die dat toe daar gekyk word, toe daar ewe skielik 4 mense daar in die vuur oond. Die 4de persoon, ons koning homself. Hy, as hy vir ons is hy met ons, hy is ons deel. Hy is daar om ons te verdedig, hy is daar om ons te hulp te snel. As ek dink aan die Israeliete wat deur die Skelfsee moes getrek het, waar die Here vir Moses gesê het, ek wil myself aan koning Farao openbaar. Jy moet net, as ons by die Skelfsee kom, jou staf op die Skelfsee op die water slaan en dit sal van self split. Dit sal oopgaan sodat jy op droë grond kan deurtrek. So was die Here met die volk van Israel, sy uitverkore volk. En so geld dit vir jou en vir my vandag nog. Ja, maar Pieter, het gaan nie elke dag so lekker met my en, liewe mens, ek weet wat 1 Korintiërs 10:13 vir ons leer. Wat hy vir ons sê, die Here sal toelaat laat ons versoek word, maar wat sê hy daarby? Hy sê hy sal saam met dit sal hy die uitkoms gee. Die Here is nog elke dag besig met jou en met my om ons te verander na sy beeld en sy gelykenis. Ek weet, dis nie elke dag maklik nie, maar hy sal ons nooit verlaat en ons nooit versaak nie. As hy vir ons is, kan niemand, en in die besonder nie die duiwel, teen ons wees nie. Die duiwel sal sy bes probeer, maar hy sal nie suksesvol wees nie. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.